Dis tyd vir jou weeklikse regsadvies met trots geborg deur Burden Swart en Botha Prokureurs. As jy regsprobleme het, SMS die woord advies na 49905 gevolg deur jou vraag en ons bespreek dit dalk volgende week. Burden Swart en Botha Prokureurs se slagspreuk is nie verniet. We take the burden out of your legal work nie. Burden Swart en Botha Prokureurs bied baie meer as regsadvies. Hulle bied die beste oplossing vir jou komplekse regsprobleem. Besoek iburden.co.za nou vir meer inligting. Hallo Andrew. Hallo Riva. Wat sê jy vir ons hierdie maandagmiddag? Hoe was jou? Kom ons doen dit bietjie anders. Hoe was jou maandag? My maandag was lekker geweest. Sien Nuwe jy, week, Kevin? nuwe varsheid Sien in die jy? week. Hoe kan hy Andrew- lekker wees? Na so 'n patetiese naweek van sport. Andrew, come on man. Andrew kyk ook Kevin, die rugby. naweek is verby. Maandag is sy. die eerste dag na die volgende naweek. Ja, en ons moet nou Dis uitkyk die na eerste tree. Okay, ek hoor jou. Waaroor chat ons? Riva ons gesels vandag net gou weer oor die res van kontrakbreek. Ek dink dis 'n belangrike aspek wat die luisteraars mooi behoort te verstaan. Ja. Ons het verlede week gepraat oor die skuldenaar wat versuim om te betaal, die mora debitores. Dan kom ons nou by repudiering. Nou, byvoorbeeld, as jy 'n huis koop met 'n dak wat lek en die voorwaarde in die kontrak is dat die daklek moet reggemaak word voor oordrag van die huis, of jy koop 'n kar en die bande is glad en die man moet ander bande op die voertuig sit voordat hy hom aan jou lewer en hy doen dit nie. Deur sy daad kan hy die kontrak repudieer, of as hy sê dat hy gaan dit nie doen nie, dan is dit 'n repudiering. Dis wanneer een van die partye te kenne gee dat hy sy kontraktuele verpligtinge nie gaan nakom of verder gaan nakom nie. Nou, die onskuldige party het dan nou 'n keuse. Hy kan of die repudiering verwerp of hy kan die repudiering aanvaar. Aanvaar. En dis want die repudiering is 'n daad van kontrakbreek. Nou, dis die een daad van kontrakbreek. Die ander een is onmoontlik making van prestasie. Dit sal byvoorbeeld wees, Kevin, as ek en jy nou hier sit en ons kom ooreen, ons gaan 'n ruiltransaksie aan. Ja. Ek gee my voddenkar vir daai mooi netjiese Harley Davidson van jou. Ons gaan die ruiltransaksie aan. Jy gaan môre vir my die Harley Davidson gee en vanaand besluit jy dat na 'n paar wyne wat jy lekker gelê drink het daar op jou couch. Ja. Terwyl Jy ek gaan hom rugby nog kyk, vir ja. 'n laaste spin vat en jy gaan te vinnig om 'n draai heeltemal nalatigheid en jy skryf hom heeltemal af, vou die Harley Davidson om 'n paal. Nou, daai skade het jy as gevolg van jou eie nalatigheid aangerig en as gevolg daarvan het jy dit onmoontlik gemaak vir jouself om aan my die Harley Davidson te gee, lewer. ja. Met ander woorde is ook 'n vorm van kontrakbreek. Né? Die ander vorm van kontrakbreek is positiewe wanprestasie. Dit kry ons baie by boukontrakte byvoorbeeld, waar die bouer, hy voltooi die bouwerk, maar hy gee slordige werk, of hy gebruik materiaal wat nie reg is nie, of baie keer kry jy die teëls wat nie reguit gelê is Ja. nie, Ja. die teëls wat nie mooi gelyk gelê is nie, ensovoorts. Nou, dis alles vorme van kontrakbreek. Nou, as iemand kontrakbreek pleeg, dan het jy sekere remedies wat daarmee gepaard gaan. Nou, ek gaan nie in detail handel met elke remedie vir elke vorm van kontrakbreek nie, want dit raak dan baie gekompliseerd en baie Gecompliseerd, lank. ja. Ek wil maar net sê dat daar soos twee goed wat jy kan doen. Die twee remedies. Die een is daadwerklike vervulling en die ander een is terugtrede uit die kontrak uit. Nou as jy praat van daadwerklike vervulling, dan is die onskuldige party kan aandring daarop dat die ander party ten volle presteer. Het sy deur die terme van die kontrak tot die letter na te kom, in ander woorde, hy moet die dak regmaak en hy moet hom behoorlik regmaak, of hy kan 'n eis om skadevergoeding in die plek van die ander se prestasie instel. Met ander woorde, jy eis van hom dat wat jy moet presteer, dit kan jy vir my in geld betaal, of hy kan gedeeltelike prestasie aanvaar en skadevergoeding eis ter aanvulling van daai prestasie. Dus die onskuldige party het 'n keuse. Yes. By terugtrede, nou, die onskuldige kan altyd aandring daarop dat die kontrak kan voldoen moet word, maar in sekere gevalle kan hy ook terugtrede eis. Dus hy kan dit eis as in die plek daarvan dat hy die ooreenkoms nakom. Dus die skadevergoeding is om jou in die posisie te plaas
waarin hy sou gewees het as daar nie kontrakbreuk gepleeg is nie. Nou dink nou mooi daaraan. Piet verkoop aan jou sy bergfiets. Ja. Jy en Piet is albei at idem, hierdie bergfiets se waarde is R20.000. Piet sê vir jou man, luister, ek sit vanaand daar by jou op die couch terwyl jy wyn drink en hy sê gee vir my R5.000, ek in 'n krisis, ek moet of my vrou se onderhoud betaal. Wat ook al, ek gee vir jou môre hierdie bergfiets. Jy gee vir my R5.000, môre kom hy terug na jou toe en hy sê nee wag. Ek gaan nou nie hierdie bergfiets aan jou gee meer nie. Nou, wat is jou remedie daar? Kan jy net sê gee my R5.000 terug? Jy kan dit doen ja, maar jy kan ook sê maar ek soek skade in die plek van die bergfiets wat jy sou gelewer het. Sure. In ander woorde, die bergfiets is R20.000 werd, daar's ad idem, julle is eensgesind daaroor. In ander woorde, jy kan in 'n aksie teen hom instel vir die ander R15.000. Sien jy nou? Jy moet geplaas word in die posisie wat jy sou gewees het as hy die kontrak nagekom het. Sure. Nou ja. En dit is die term. Dus jy kan of die bergfiets eis in elk geval, jy kan hof toe gaan die bergfiets eis, of jy kan kanselleer en jy kan jou R5.000 terug eis plus die skade wat jy gely het as gevolg van die feit dat die kontrakbreuk gepleeg het. Sjoe. Andrew, jy gee altyd sulke goeie raad en ons moet dit onthou hoor. Ons moet onthou ons het ook 'n been om op te staan as iemand vir ons drap dalk of iets as daar 'n kontrak was. Ja, so pas op. Verbale kontrak. Ja, pas gee. Nee, pas op. Maar wat ek vir jou wil vra is waar kan ons jou in die hande kry, Andrew? Jy kan my kry by my kantoornommer 012-346-3554 of by e-posadres is andrew@aburden.co.za. Andrew@aburden.co.za. Dankie tot volgende week. Dankie Andrew. Dankie Lekker week julle. verder. Bye bye.